Buen dia, al die pad van Paraguay, Asunción. My naam is Pieter van der Merwe. Ek is hier om met julle te gesels oor die lewe wat ons het om voor te lewe, wat ons kan doen, wat 'n kant toe, wat 'n rigting, wat 'n land toe en al die soort van dinge. Jy weet, ek kyk nou so na al hierdie sosiale nuus wat hier en daar deurkom oor die mense wat nou so aangaan oor hierdie Suid-Afrikaners wat nou refugee status gevat het in Amerika. Om 'n refugee te wees is nie maklik nie. Ek het gewerk vir baie jare ook in humanitarian efforts. Ekskuus, ek gaan nou weer my taal meng. Maar ek het gewerk met asylum seekers, ek het gegaan na asylum seeker akkommodasies toe, daai dinge gehelp, gepraat, gekyk wat ons kan doen om mense se lewens beter te maak. En om 'n asylum seeker te wees, 'n refugee, is hard. Ek moet regtig waar sê, ek het high regards vir die Suid-Afrikaners wat asylum seekers soek, status soek in die wêreld. Baie keer word jy gedruk in 'n hoek waar jy regtig waar nêrens anders te het om heen te gaan nie. Jy moet vlug. Vlug vir jou lewe, vlug vir jou toekoms, vlug vir jou kinders. Jy weet, ongelukkig vir baie mense moet ons moet ons eie besluite maak vir ons eie lewens. Soos ek sien op sosiale media en ek sien op party van hierdie mense wat nou aanmerkings maak oor mense wat immigreer, mense wat asylum seekers soek en al daai dinge. Jy weet, ek sal altyd sê, jy weet, die wat nie kan nie, sy bekke is altyd groot. Bly stil. Laat die mense hulle vrede vind. Ek verstaan nie wat het gebeur met die Suid-Afrikaanse nasionale manier van dinge doen nie. Ons was altyd so 'n goeie nasie. Ons het saam met mekaar gestaan en as iemand goed gedoen het, het ons saam met hulle fees gevier. As iemand kan ontvlug en 'n beter lewe kry, het ons hulle aangemoedig en gesê, wel gedaan. Man, ons is trots op julle. Weet jy hoeveel stryde moes jy deurgegaan het om hier uit te kom? Ek waardeer mense soos daai. Ek waardeer mense wat regtig waar die vrees in die gat stoot en sê, weet jy wat, ek gaan nou 'n beter lewe kry vir my familie. So moet jy luister vir mense as jy besluite maak wat beter is vir jou en jou familie. Moet nie laat mense se negativiteit jou onderkry nie. Selfs met my en my lieflike vrou, ons gaan elke dag aan en ons konsentreer op ons lewe, ons konsentreer op ons liefde, ons konsentreer op ons geestelikheid, ons konsentreer op wat ons kan doen vir die mensdom. En tussen al die word ons nog aangeval deur mense wat nooit dinge doen nie, wat net altyd mense wil afbreek, mense verkleineer. Maar tog, ons verkleineer niemand nie. Ek is 'n Suid-Afrikaner wat gevlug het, selfs soos die meeste van die mense wat uit Suid-Afrika uitgaan. Ons het net gatvol geraak. Ons het gatvol geraak vir die konstante, harde lewe, waar jy in jou kar moet klim en jou remote so vinnig bymekaar hê en jou voet op die petrol en alles, want jy mag miskien nou net gehijack word. Dit is hoe die lewe is. Suid-Afrika is nie vir die sissies nie. As jy geld gehad het in Suid-Afrika, jy het gebly in al die nice area met die privaat sekuriteit en al daai dinge, jy weet, dan was dit alright geweest. Maar as jou pa fitter en dunner was en jy was maar armgatte geweest, jy weet, is maar moeilik om 'n breek te kry in die lewe. In Suid-Afrika het ek geleer op die harde manier wat joune is nooit joune nie. Totdat iemand dit kom haal in die aand. Maak nie saak of jy 6'1" is of 6'7" nie. As hulle jou kar wil hê, jou kar hê, as hulle wil hijack, hulle hijack. So ek verstaan die vrese wat mense deurgaan in Suid-Afrika. Ek verstaan waardeur hulle gaan. Dit is verskriklik. Nou kyk ek sommige van hierdie Amerikaners snoebiste wat nou natuurlik sê, ja, kyk, hulle het nog nooit sulke vet
en gesonde asylum seekers in hulle lewe gesien nie. Ai, Here genis. Dat mense nou so met mekaar kan praat in een dag. Ek sê vir elke mens in hierdie wêreld, maak nie saak waar jy is in die wêreld nie. As jy nou kan uitkom, kom uit. Want dinge gaan nie beter word nie. Glo vir my. Glo vir my, God die Almagtige lei my elke dag. Elke dag word ek gevat in die hand en ek word gelei. Dis hoekom ek goed doen in die wêreld. Dis hoekom ek goed doen in die lewe. Ek is 'n man wat empathic is. Ek is regtig baie sensitief met mense se gevoelens, energieë. En ek voel die vrees. Ek voel aan hoe mense voel, die kwaad, die woede, die onsekerheid, die alles. Die lewe gaan nie daaroor nie. Ek het altyd 'n argument met my familie ook. Ek sê altyd vir hulle, jy weet, God wil nie net hê jy moet bid nie. God wil nie net hê jy moet hier langs die aande op jou knieë neerdonder en sê, kon help my nie. God wil dit nie hê nie. God wil hê met jou hande gebruik. Gebruik jou breins. As jy bid vir iets, moet jy werk na iets. As jy ontvlugting soek en jy soek 'n manier om 'n nuwe lewe te begin en dit word vir jou gegee, moet jy dit vat. Maar jy moet werk daarvoor. Jy moet nie agter op jou gat sit en wag vir iemand om jou te red nie. Nee, ek het dit hard geleer. God red die wat gered wil word. Selfs ek met my lewe in Europa, hier in Paraguay, ek het gesien hoe die lewe is. Jy kan nie almal red nie. Jy kan nie almal help nie. Party soek net 'n handout, party wil werk daarvoor. Met letterlik niks geld het ek Suid-Afrika verlaat. 350 euros. Sonder opvoeding, sonder hoërskool, het ek gewerk, my gat af. Geleenthede was vir my aangebied, soos om universiteit toe gaan. Nou sit ek met 'n meestersgraad en daar was ek al ek het 'n meestergraad in besigheid, bestuur. Ek het klomp ander kwalifikasies en binne aan klomp ander rigtings, want ek het laat gaan van vrees. Ek het laat gaan van alles wat my teruggehou het in die lewe en ek het besluit net, weet jy wat, die Here gee my een lewe. Kom ons lewe. Kom wat wil, ek gaan lewe. Ek gaan iets nuuts begin. Nou ja, dit het my langer gevat om my kop reg te kry en dit het my langer gevat om uit te figure wat die Here wil hê ek moet doen. Met tyd het die Here besluit, weet jy wat, Pieter van der Merwe, dit is nou tyd dat jy nou wakker word hier in die pandemic, die plandemic, word ek ons wakker gemaak 3:00 die oggend. Staan op, jy moet begin ontwerp, jy moet begin doen. Van daai tyd af tot nou, staan ek 3:00 op in die oggend. Dan bid ek. Dan is ek the creator of all life, the high upon all high. My engele, my guardian angels, my guides, my ancestral tribe. Bid vir almal. Ons gesels elke oggend. Elke oggend wys ek waardering vir my lewe, vir selfs die stryde wat voor my lê. Want om weg te breek en om iets nuuts te doen is nie maklik nie, mense. Dit vat 'n brawe mens. 'n Lafaard sal altyd sit en skree en te kere gaan in die agtergrond en niks met hulle lewens doen nie. Hulle sal altyd mense kritiseer wat uit die land uit gaan, maar hulle was nog nooit eers uit hulle eie provinsies nie. Soos ek altyd vir mense sê, moet nooit te hard vat wat mense sê nie, want jy gaan in die wêreld kry die wat doen en kan doen, wat stil bly. En dan kry jy die wat niks kan doen nie, wat nooit iets gaan doen nie, wat net altyd wil beklei. Wat ook al jy besluit as 'n Suid-Afrikaner, vind jou vrede in jou hart. Vind jou vrede in jou, alles wat in jou is. Volg jou intuition, ek weet nie wat die Afrikaans is nie, intuïsie. Maar ek probeer maar weer 'n bietjie Afrikaans, maar nou ja.
Trust your intuition. Glo in jouself. Moet nie dophou wat die ander mense doen aan die ander kant van die wêreld nie. Moet ook nie jou bure dophou nie. Vertrou jouself. Kyk na jou kinders, kyk hulle in die oë en dan besluit jy vir jouself, waar jy is dit beter vir hulle. Nou eendag gaan jy nie meer hier wees nie, jy moet jou kinders los hierso. Gaan jou kinders los in 'n goeie plek of in 'n slegte plek. Dis hoekom vir my Ikali community projek in Paraguay is so belangrik. Vir my gaan dit oor die kinders, dit gaan oor die toekoms, dit gaan om vir hulle 'n lewe te offer wanneer ons nie meer hier is wat asemrowend is nie. Sonder kontrole, geheel en al independent, hulle eie elektrisiteit, hulle eie vars water, hulle eie produkte, hulle maak hulle eie dinge, hulle groei hulle eie dinge. Verstaan jy? Jy weet, leer die mense, leer ons kinders 'n beter lewe, gee vir hulle 'n beter industrie. Met besighede, met 'n toekoms, waar ons hulle leer om saam te staan. Saam met hulle bure, die mense wat saam met hulle in hulle gemeenskap is. Elke gemeenskap het 100 mense. Elke persoon wat in hierdie gemeenskap is, behoort die gemeenskap aan hulle. Evenredig. Elke geld wat hulle inkry deur hulle werke, deur hulle produkte, deur hulle dienste, al die gelde wat hulle inkry van al hulle inkomste, van al hulle besighede, word evenredig gedeel met mekaar. Instead of jy alleen, man alleen die wêreld wil aanvat en dinge alleen doen, het jy nou 'n gemeenskap om jou te help. Almal werk saam vir dieselfde doel in die wêreld. Dit gaan oor ons kinders. Dit gaan oor ons kinders se onafhanklikheid. Geld is niks nie. Los vir ons kinders 'n gemeenskap wat hulle besit. Niemand kan dit verkoop nie. Almal moet saamstem. Almal moet stem om dinge te doen. Daar's nie net een man wat al die krag vat nie, verstaan jy? Hier werk almal saam, almal besit alles. Gaan ook nie oor geloof nie, want ek is nie 'n gelowige mens nie, ek is 'n geestelike mens. Ek glo in God, the creator of all life, is 'n energie. Vir ons om saam met God te stap, moet ons energie verander, wie ons regtig waar binne is. Moet nie laat mense se tonge jou stop van beweeg nie. As jy in jou 40's is, 50's is, dis wanneer die lewe begin. Jy weet daai ding wat hulle sê, elke miljonair word gemaak in hulle 40's. Life only starts when you're in your 40's. Dis die fucking waarheid. Jy weet, en dit is waaroor die lewe gaan. Wanneer jy nie meer omgee oor wat mense sê nie. Wanneer jy werk net in jou geestelikheid, jy werk in jou eie energie en jy konsentreer op jou en jou familie se beter lewe. Jy gee geen energie vir die wêreld daar buite nie. Jy konsentreer net op jou en jou familie. Jou liefde vir jou kinders. Ek kyk na my kinders wat nie eens naby my bly nie. Hulle in Suid-Afrika en Poland en dan ek my dogtertjie hier, Paraguay en dan is nog tweeling op pad ook. So ek kyk na hulle en ek kyk na die kinders hulle ouderdom. Wat gaan ons los vir daai kinders? Ek gaan nie vir my kinders geld los nie, Paul. Ek los vir hulle 'n lewenstyl. 'n gemeenskapslewenstyl waar almal besit alles, waar almal vry is, niemand sal ooit tekort wees nie, almal hou mekaar se rug dop. Dink erg, maar dit is wanneer ons kyk na mekaar en wanneer ons oud is, kyk ons nog steeds na mekaar. Die wat kan werk, die wat nie kan werk nie. Jy sal iets kry wat jy gaan geniet, of jy maak blomme, of jy help tafels dek of iets, jy gaan iets kan doen. Ons wil almal hê, moet 'n doel hê in hierdie lewe. Almal moet nie net stil sit en niks doen nie. Al moet jy nou hikkel, brei, wees kreatief met jou lewe. Begin iets nuuts. As 'n Noord-Kaapse boetjie soos ek dit kan doen. Sonder spaans begin. Ek het hier aangeland 3,5 jaar terug met een suitcase en backpack. Groot moerse droom. $5,000. Kijk, was dit ek nou. My eerste hotel, my huis is klaar gebou.
Ek skuld niemand geld nie. Elke dag is 'n wonderlike avontuur. Nuwe geleenthede word elke dag voorgelê aan my en my gesin. Ons is gesond, ons is gelukkig. Ek weet wat anders wil 'n mens hê in die lewe. As jy moeg is vir die lewe in Suid-Afrika, as jy regtig waar gatvol is vir die swaar kry en jy is regtig waar, jy soek net iets nuuts. Jy soek 'n familie, jy soek 'n bende. Jy weet, en jy voel dat hoe ek is en jy weet ons projek en jy voel dit is waar jy wil wees, kom ons help mekaar, kom ons help jou hiernatoe, kom ons help jou en jou familie 'n beter lewe kry. Ek is nie 'n gelowige priestersmens nie, ek soek nie een van die gemeenskappe wat ons nou in die Bybel so vashou nie en so aan. Jy weet, as jy glo in die Bybel, glo jy in die Bybel, as jy glo in geestelikheid, geestelik. Elke man vir homself, solank jou hart goed is, dis al wat ek omgee. Ek gee nie om oor jou kleur nie, ek gee ook nie oor jou seksualiteit nie, ek gee net om dat jy 'n goeie mens is, dat jy ook omgee oor ons kinders se onskuldigheid, ons kinders se eie toekoms. As jy glo in daai beginsels, dit gaan oor ons kinders en die veiligheid van ons kinders en die veiligheid van ons kinders se toekoms, dan is ons goed op die weg. Ek doen yoga, meditations, ons doen baie dinge, ons eet vleis, ons like it, ons hou van dans, ons hou van intellektuele geselskappe. Sit in die aande onder die sterre en kuier, sit in die rivier en drink miskien 'n bier of iets. Jy weet, verstaan, ons is normale mense, ons is nie mense wat heilig is of probeer heilig wees nie. Jy weet, ons kan nie wees wie ons nie is nie. En ek kan regtig waar vir mense help, ek kan vir jou wys hoe mense geld maak. Ek kan vir jou wys hoe om makliker te lewe. Jy weet, dit is my doel, om julle te help. So, rykheid enige tyd, jammer, dit is 'n verskriklik lang video, maar onder is al die beskrywings, kyk na ons volgende video's, volg my op die kanaal, subscribe, ryk uit, jy weet, kom ons gesels, kom ons kyk wat ons kan doen, jy weet, werk daarvan af. Liefde en groete van my en my familie, na jou en jou familie.